verstaan en weerstaan. Lukas 11 verse 3 en 4 sê, gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons sondes, want ook ons vergeef elkeen wat teenoor ons skuldig staan, en bring ons nie in versoeking nie. Agter sonde lê die versoeking om te sondig. As ons versoekings verstaan, sal ons baie sonde kan vermy, en as ons onsself verstaan, sal ons versoekings verstaan. Waarom is sekere dinge vir jou 'n versoeking? Wat doen dit vir jou? Watter voordeel bied dit? Vervul dit 'n behoefte? Bied dit troos, ontvlugting, aanvaarding? Waarom is dit so? Kom dit uit jou kinderjare of uit jou huidige omstandighede? As jy hierdie vraag kan antwoord, kan jy die oorsake probeer aanspreek en jou versoekings beter hanteer. Jy kan dit vermy, 'n plan hê om dit te hanteer, of leer om sterker nee te sê. Versoekings is nie sonde nie, hoor. Almal word versoek. Jesus is ook. Versoekings is geleenthede tot sonde wat jy moet hanteer. Begin deur dit te verstaan. Die Heilige Gees sal jou help. Kom ons bid saam. Begrypende Vader, help my deur U Heilige Gees om myself te verstaan, waarom ek is soos ek is, sodat ek my versoekings kan verstaan. Help my dan om dit gepas en effektief te weerstaan. Ek wil nie sondig nie. Amen. Die Here seën jou.